My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening vanoggend weer hier by julle. En ek kom met 'n woord wat die Here in my hart gelê het vanoggend vir julle. Ek wil vanoggend se boodskap die titel gee, die woord van God. Ek wil hê ons moet 'n bietjie daaraan dink. As die woord van God my gemaak het, jou gemaak het en die hele wêreld gemaak het, hoe belangrik dink jy is dit dat die woord van God binne in my en jou inwonend moet wees? Ek wil graag uit Johannes 1 van vers 1 of wil ek graag vir jou lees en dan kom ek en jy kyk aan en ons praat 'n bietjie oor dit. Amen. Goed. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. So ek wil op daai punt stop. As die woord dan God is, ons het baie kere uitroep in ons harte wat ons sê, Here praat met my, of Here, ek soek U so graag naby aan my. Kyk na hierdie skrif. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So as ek regtig baie naby aan God wil kom, en ek wil God binne in my hê, dan moet ek baie tyd met die woord van God spandeer, en dit oordink, sodat dit inwonend binne in my kan wees. Want dan is God inwonend in my. Amen. Goed. Nou sê in vers 2, hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe. Hier is die volgende punt. Julle, as ek sien wat die woord van God vir ons bring, en as hy sê, die woord van God is lewe, dan wil ek soveel as moontlik van die woord van God in my kry. Ek wil tyd spandeer met die woord van God, want dit sal lewe binne in my genereer, maar nie net die lewe soos op hierdie aarde om asem te haal en te vat en te voel en te kan sien nie, maar 'n geesteslewe wat van binne kom, ek wil sê 'n groter tipe van 'n lewe wat vir jou blydskap sal bring, wat vir jou vrede sal bring en wat jou sal laat voel dat niks in hierdie lewe vir jou onmoontlik sal wees nie, want hy wat die woord is, maak dit dan vir jou moontlik. So in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Nou sê hy, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom, om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Op hierdie punt wil ek graag sê, daar het 'n man gekom, en die lig was in hom, met die naam van Johannes. Maar julle, daar het ander mense ook gekom, soos ek en jy. En as ons laat die woord van God binne in ons kom, dan kom die lig van God in ons, dan kom die getuienis binne in my en jou, en dan kan ons daar buite met krag getuig, as die woord van die Here binne in ons is. Nou sê hy was nie die lig nie, maar hy moes getuig van die lig, soos wat ek en jy van die lig moet getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. En hierdie is vir my baie goeie nuus. Die waaragtige lig, ons weet dit is Jesus Christus. Wat doen? Wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. So die lig wat Jesus Christus is, kom binne in my en jou, deur sy woord. Amen. Nou sê hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie, maar ek en jy ken hom, en kan hom ken, julle, deur sy woord te lees, deur sy woord te oordink, deur sy woord te bid, en net met dit in ons hart te loop, ken ons hom elke oomblik beter. Dan sê hy in vers 11, hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed,
of nie uit die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid van die enige geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en vol van waarheid. Julle, as ek sien wie die woord is, en dat die woord nie swart letters op wit blaaie is nie, dat die woord lig is, dat die woord lewe is, en lewend binne in ons kan wees, dan het ek net die belangrikheid besef, dat ek en jy die woord van God gedurig deur moet lees, gedurig deur moet oordink, gedurig deur moet spreek, dat ons wanneer ons by ons vriende is, die woord moet getuig, julle, want dan word die woord van God soos ons vlees, en soos ons bene, dit word vir ons naderhand, soos 'n liggaam van God, die lewende woord van God, binne in my en jou. Ek wil vir ons 'n gebed doen, kom ons maak ons so toe. Vader, ons kom na U, in die naam van Jesus Christus, U Seun, Here. Here, dankie vir U woord, dankie vir Jesus Christus, dankie vir die lewende woord. Vader, maar ek bid nou op hierdie oomblik, Here, dat U woord meer lewend, meer kragtig, Here, binne in ons harte en ons lewens sal word, Here, dat ons sal leef vir die woord van God, dat die belangrikheid om gehoorsaam te wees aan die woord van God, Here, binne in ons harte sal bly en sal wees, Here, en dat ons daarvolgens sal wandel, want ek weet vandag, Here, dat elke een wat volgens U woord lewe, Here, Here my God, U woord spreek, sal U wonderwerkende krag gemanifesteer sien binne in hulle lewens op elke area en elke vlak. Daarom bid ons nou, maak U woord lewend binne in ons. Here, daarom bid ons nou, Here, laat U woord ons hele lewe en ons hele leefwyse oorneem, Here my God. Ons prys U daarvoor en ons dank U, Vader. Ons ontvang dit nou in Jesus Christus se naam. Amen. Liefde, seëning, pastoor. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.